weer vandag vir my kom kuier het. Weet julle wat? Ek is vandag so opgewonde, want ons het 'n spesiale gas wat vir ons gaan kom kuier. Het jy nou al 'n spesiale gas gehad wat vir julle kom kuier het? Dit is vreeslik lekker. Nou, my ma sê, as spesiale gaste kom kuier vir 'n mens, dan moet mens seker maak dat jou huis skoon is, sodat jy 'n goeie indruk op hulle kan maak. En dis wat ek hiermee besig is. Ek is besig om ons huis skoon te maak, maar snaaks, en ek verstaan dit nie altyd lekker nie. My ma sê dat as ons huis skoon maak, moet ek selfs onder my bed gaan skoon maak. Maar ek dink nie dat spesiale gaste onder my bed gaan kyk of dit skoon is nie, maar ek luister daarom vir haar, want die Bybel sê vir my, as ek lank wil lewe, moet ek luister wat my ma en my pa sê. En ek wil lank lewe. So vandag is ek so opgewonde oor hierdie spesiale gas wat kom, en ek het gedink dat ek baie graag wil hê dat hulle super spesiaal moet voel. En om dit te doen, het ek aan allerlei goeders probeer dink wat ek vir hulle kan doen as hulle kom kuier, om hulle spesiaal te laat voel. Ek dink ek kan vir hulle lekker kos maak, of koffie as hulle kom, en ja, ek kan vir hulle snacks uitsit, want wie hou nie van snacks nie? Snacks is baie lekker. En ek kan dalk hulle kar vir hulle was. Ek wonder of my pa sy housepipe vir my sal leen. Ek sal moet vra. En dalk, ek het iewers al gehoor dat as mense kom kuier vir party mense, dan maak hulle selfs hulle skoene skoon. Dalk kan ek dit doen. Wonder of dit hulle spesiaal gaan laat voel. Ek moet ook al hierdie goed neerskryf, net dan vergeet ek een van dit. En ek wil definitief hê hulle moet baie spesiaal voel die keer. Tina, waarmee is jy nou weer besig? Wat soek hierdie veerestofferie? Hallo papa, ek is besig om 'n lysie te maak, want mamma het gesê dat ons spesiale gaste gaan kry wat vir ons gaan kom kuier, en wel, ek wil hulle baie spesiaal laat voel, so ek het 'n lysie gemaak van 'n klomp goed wat ek wil doen, waarvan ek dink hulle baie gaan hou. Sjoe. Hier selfs op dat jy hulle skoene wil skoonmaak. Ja! Hier staan baie goed op hierdie lys. As jy alles doen wat op hierdie lys is, gaan jy nie tyd hê om saam met die gaste te spandeer nie. Maar hulle gaan spesiaal voel. Maar ek ken nie, hulle wil eerder tyd saam met jou spandeer nie. Okay, papa is seker reg, nee. Onthou jy die storie wat ons gisterand gelees het? Die storie van die twee sissies, wat is hulle name gewees? Van Martha en van Maria, toe Jesus kom kuier het. Ja, dit is die regte storie. Kan jy onthou wat gebeur het? Ja, die een sissie, Martha, het aangehou om kos te maak en in die kombuis hard te werk, en die ander sissie het lekker saam met Jesus gekuier en toe raak Martha kwaad vir Maria, want sy wou haar nie gehelp het nie, sy het net gesit en gekuier en toe gaan kla sy by Jesus. O, jy is reg, en kan jy onthou wat het Jesus gesê? Ja, Jesus het gesê dat dit belangriker was vir Maria en vir hom lekkerder was dat sy saam met hom gesit en kuier het, want dis mos altyd beter vir 'n mens as mens Jesus beter kan leer ken, né? Dit is presies die punt van die storie. Jesus het gesê, dis beter dat Maria tyd spandeer saam met hom. En wat het hy gesê? Hy het eintlik bedoel dat dit vir Martha ook goed sou gewees het om eerder die goed in die kombuis te los en tyd saam met hom te spandeer. So ek dink, van hierdie hele lang lys goedjies, kan jy maar die skoene skoonmaak en die kar was weggooi. Miskien is dit die heel beste dat jy net een ding kies op hierdie lys en dit doen, dan gaan die gaste nog steeds voel jy het spesiaal iets vir hulle gedoen, maar dan het jy ook tyd om saam met hulle te spandeer. Ek dink dit is 'n goeie idee. Ek dink pappa is baie slim. So die maatjies is nog steeds hier. Ek het amper vergeet van hulle. Pa moet hallo sê vir hulle. Sê hallo. Is daar mense hier? Ja, papa, al my maatjies het ingeskakel aanlyn en hulle luister na ons gesprek. Hallo. Nou, omdat ons spesiale gaste spesiaal wil laat voel en omdat ons alles gou-gou wil regkry voordat die gaste kom, gaan ek gou-gou net een ding op my lysie kies, maar voordat julle weggaan en voordat ek Tata gaan sê vir julle, gaan ons gou-gou die onthou versie doen.
En dan gaan ons lekker saam sing en dan gaan ons eers baie sê. Welkom by vandag se onthouversie en ons gaan uit die Bybel uit lees uit Matteus 6 vers 33. Waaruit lees ons? Uit Matteus 6 vers 33. En dit sê vir ons, soek eers vir God en sy planne en alles sal in plek val. Kom papa. Matteus 6 vers 33 sê, soek eers vir God en sy planne en alles sal in plek val. Waar het ons gelees, papa? Matteus 6 vers 33. Nou maats, moenie dit vergeet nie. Soek eers vir God en sy planne en alles sal dan in plek val in jou lewe. Nou maats, ons gaan gou saam bid en dan gaan ons saam sing. Ja, papa. Is daar regtig mense daar? Daar's regtig mense daar. So ons moet gou vir hulle babaai sê as ons klaar gebid het. So kom ons maak gou ons oë toe en dan bid ons saam en dan gaan ons saam dans en dan sien ons julle weer volgende keer. Oogies toe. Here Jesus, dankie dat U baie goed is vir ons en baie lief is vir ons ook. Help ons asseblief, Here Jesus, om altyd te onthou om tyd saam met U te spandeer. Dat dit goed is vir ons en dat dit belangrik is vir ons om meer van U te leer ken, sodat ons goed en reg kan lewe om U hart baie bly te maak. Here, help ons asseblief dat ons nie net in ons eie lewens goeie goed sal doen sodat ons okay sal wees met U nie, maar help ons dat ons so sal lewe dat ons vir ander mense ook sal leer van U en van hoe hulle kan lewe om U hart ook bly te maak. Vergewe ons sondes as ons stout en lelike goed gedoen het en help ons om nie weer dieselfde foute te maak nie, maar om te leer van ons foute sodat ons kan groei en U hart baie bly kan maak. Ons het U baie lief, Here Jesus. Amen. Nou maats, ek gaan tata sê nou en papa gaan tata sê. Kom aan papa, sê tata. En dan sien ons julle volgende keer weer. Lekker saam dans. Bye. I see
death shout of